ek deel graag met jou vanoggend my hart rondom die tema die postuur van aanbidding. Die postuur van aanbidding. En ek gaan vir jou lees, as jy 'n Bybel het of jou app vinnig wil oopmaak by Openbaring 4 vers 1, maar ek gaan dit vir jou lees uit die Nuwe Lewende Vertaling uit, en jy kan maar net luister, of as jy wil saam lees en check dat ek nie verkeerd lees nie, is jy welkom. So Openbaring 4 vers 1 tot 11, Johannes is natuurlik op die eiland Patmos en hy sien hierdie visie en hy sê die volgende: Hierna het ek gekyk en werklik waar 'n deur is oopgemaak in die hemel en 'n stem wat ek van tevore al hard soos 'n trompet met my hoor praat het gesê: Kom op hierheen en ek sal aan jou wys wat hierna moet gebeur. Onmiddellik was ek in die greep van die Gees. Ek het 'n troon in die hemel sien staan met iemand wat daarop sit. En die een wat sit, sy voorkoms was net soos jaspis en karnieul, terwyl daar 'n reënboog met die glans van smarag om die troon gehang het. Dit is nou maar Johannes se manier om te sê die heerlikheid van God wat hy op hierdie troon sien sit. En ek weet nie hoe lyk karnieul en jaspis en hy sien iets van 'n reënboog, maar dit is awesome. Dit is God op sy troon wat hy daar sien sit. En dan sê hy in vers 4, rondom die troon was daar 24 trone en op die trone het 24 ouderlinge gesit. Hulle het wit klere aangehad met goue krone op hulle koppe. Van die troon se kant af het daar weerligstrale, rammelings en donderslae gekom. Reg voor die troon het 7 vlammende fakkels gebrand. Dit is die 7 geeste van God. Sy manier om te sê die Heilige Gees in al sy volheid, 7 volheid volkome, die Gees van God, Heilige Gees. Vlak voor die troon het dit gelyk soos 'n spieelgladde see, soos kristal. En in die middel en rondom die troon het daar 4 lewende wesens gestaan met oë aan die voor- en agterkant. Die eerste lewende wese het soos 'n leeu gelyk, die tweede soos 'n bul, die derde het 'n gesig soos die van 'n mens gehad en die vierde het gelyk soos 'n vleiende arend. Die 4 lewende wesens het elkeen 6 vlerke gehad wat rondom en aan die binnekant vol oë was. Hulle het dag en nag sonder enige ruspause aanhou sê: Heilig, heilig, heilig is die Here God Almagtig, hy wat was en wat is en wat kom. Elke keer wanneer die lewende wesens heerlikheid, eer en dank toebring aan hom wat op die troon sit, hy wat vir altyd lewe, val die 24 ouderlinge in aanbidding neer voor hom wat op die troon sit. Hulle aanbid hom wat vir altyd lewe en hulle sit hulle krone voor die troon neer en sê: U is waardig, Here, ons God, om die heerlikheid, die eer, die mag te ontvang, omdat U alle dinge geskape het. Deur U wil is alles wat bestaan geskape. Daar is 'n postuur wat aanbidding aanvuur. Daar is 'n postuur wat aanbidding ondersteun, wat aanbidding kweek in jou lewe. En dan is daar 'n postuur wat aanbidding versmoor en teenstaan in jou lewe. En wanneer ek praat van 'n postuur, dan bedoel ek nie noodwendig 'n liggaamspostuur nie. Ek bedoel 'n houding, ek bedoel 'n gesindheid, 'n ingesteldheid waarmee jy lewe. Alhoewel hierdie posture waaroor ek vandag met jou praat natuurlik uitgebeeld kan word in 'n liggaamspostuur ook, en ek sal nou vir julle wys wat ek bedoel. Maar ek praat oor 'n houding, oor 'n ingesteldheid, oor 'n attitude, 'n gesindheid waarmee jy lewe, wat passie vir aanbidding in jou gaan opwek en aanbidding gaan aanvuur en aanbidding gaan laat groei in jou lewe. Maar dan is daar ook 'n houding, 'n ingesteldheid, 'n gesindheid, soos ek sê, waarmee jy kan lewe wat passie vir aanbidding gaan versmoor in jou lewe. En hier's die verdere interessante ding. Wanneer jou passie vir aanbidding toeneem en jy aanbid meer en jy aanbid met meer passie, dan versterk dit hierdie ingesteldheid of hierdie houding verder in jou lewe.
wat dan weer lei na nog meer passie vir aanbidding. En so is dit 'n positiewe spiraal opwaarts van aanhoudend meer passie vir aanbidding. En so gaan dit aan. Maar wanneer jou passie vir aanbidding afneem as gevolg van daai ander negatiewe houding of postuur, en jy aanbid al hoe minder of jy word al hoe louer in jou aanbidding, dan versterk dit weer daai negatiewe houding, daai negatiewe ingesteldheid verder, wat lei na nog minder passie vir aanbidding, en so is dit 'n afwaartse spiraal na onder toe. Nou waarvan praat ek? Ek het nou nog nie vir jou gesê, wat is hierdie postuur nie? Kyk of jy kan raai, wat is hierdie postuur wat aanbidding aanvuur? Sê gou saggies as jy dink jy weet vir die persoon langs jou, wat is hierdie postuur, wat is hierdie attitude, wat is hierdie ingesteldheid, wat aanbidding in jou lewe gaan ondersteun? Sê gou vir die persoon langs jou, saggies, dat as jy verkeerd is, dat jy nou nie simpel voel nie. Alright. Ons sien hierdie gesindheid so duidelik in hierdie gedeelte wat ek nou vir julle gelees het, hierdie Openbaring 4 toneel wat voor die troon van God afspeel op hierdie oomblik. Dit is die postuur, dit is die gesindheid van nederigheid. Nederigheid. Wie was reg gewees? Jy mag maar jou hand opsteek. Right, julle is baie nederig. Ons sien hoe daar voor die troon van God hierdie 24 trone is, en op hierdie trone sit 24 hemelse ouderlinge met krone op hulle koppe. En ook voor hierdie troon is daar 4 lewende wesens wat ons kan aflei vanuit gedeeltes soos Jesaja 6 dat dit 4 serafs is. 6 vlerke. Magnifieke wesens, beklee met mag, met heerlikheid, wat ons onsself skaars kan indink. Johannes probeer dit vir ons verduidelik met baie weird terme, hulle is vol oë en hulle lyk soos verskillende goed, maar ek dink dit is sy manier om te probeer sê wat hy sien. Ek meen, wanneer Johannes te doen het met 'n engel, wat nie eers een van hierdie wesens is, dan wil hy so voor hom neerval asof hy dood is en hy wil hom aanbid. En dit is nie eers een van hierdie serafs of hierdie ouderlinge wat hy daar sien nie. Maar wat gebeur wanneer hierdie wesens voor God is? Wanneer hierdie wesens op God in fokus? Wanneer hulle aanbid? Ons lees dat die serafs sonder ruspause aanhoudend verklaar, heilig, heilig, heilig is die Here God, almagtig, hy wat was en wat is en wat kom. Konstante aanbidding wat uit hulle uitvloei wanneer hulle op God fokus. En dan val hierdie 24 ouderlinge voor die troon van God neer en hulle haal hulle krone af. En hulle lê dit voor God neer en hulle roep uit, U is waardig, Here ons God, om die heerlikheid en die eer en die mag te ontvang, omdat U alle dinge geskaap het, deur U wil is alles wat bestaan geskape. Dit is 'n prentjie van 'n passievolle aanbidding wat vanuit 'n plek van nederigheid vloei, 'n postuur van nederigheid vloei en weer lei na nog meer passievolle aanbidding. Hierdie magnifieke wesens verhef nie hulle self nie. Hulle aanvaar geen aanbidding vir hulle self nie. Hulle is nie vol van hulle self in God se teenwoordigheid nie. Hulle fokus nie op hulle self nie. Hulle buig neer voor God. Hulle lê hulle krone neer voor God. Hulle maak hulle self leeg. En dan aanbid hulle die enigste een wat waardig is om aanbid te word. Nederigheid voor die troon van God. Jy gaan dieselfde in jou lewe sien, wanneer jy met die postuur van nederigheid voor God leef. 'n passie vir aanbidding gaan in jou opstaan. Aanbidding tydens die gesamentlike byeenkomste soos hierdie, ja, maar ook aanbidding in jou binnekamer. Aanbidding oral deur jou daaglikse lewe gaan uitvloei uit jou uit. En dit gaan weer veroorsaak dat jy verder in nederigheid voor God wil buig.
en wil leef en jou krone voor hom wil neerlê. So kom ons vra die vraag, wat is nederigheid? Wat is hierdie nederigheid waarvan ek praat, wat ek sê die postuur moet wees waarmee ons lewe? Wat is hierdie houding wat by 'n Jesus-volgeling pas? Dit wat ons so mooi in Jesus se eie lewe gesien het en wat Paulus vir ons neerskryf in Filippense 2 vers 6 tot 11 waar hy sê die volgende, hy sê alhoewel Jesus self God was, het hy nie vasgeklou aan die goddelikheid wat hom toekom nie, maar hy het dit prysgegee. Hy het homself leeg gemaak. Hy het 'n slaaf geword en aan mense gelyk geword en toe hy as 'n mens geleef het, het hy homself nog verder verneder deur tot die dood toe gehoorsaam te wees, ja, tot die kruisdood. Daarom het God hom tot die hoogste posisie verhoog en aan hom die naam gegee belangriker as elke ander naam. Nou, ons ken hierdie term nederigheid. Maar wat beteken dit? Wat beteken dit as dit hierso sê, Jesus het homself leeg gemaak toe hy aarde toe gekom het? Hy het in nederigheid geleef. Kom ons vra 'n paar vrae waar daar dalk maklik verwarring kan wees. Is nederigheid dieselfde as minderwaardigheid? Moet ek minderwaardig wees? Moet ek 'n minderwaardigheidskompleks hê en sê dit is nederigheid? Daar is mense wat so is. Hulle is eintlik minderwaardigheidskompleks, maar ek is nederig. Is dit wat nodig is vir passie van aanbidding om in my toe te neem? As iemand my komplimenteer vir iets wat ek goed doen of iets wat ek reg kry, moet ek dit afmaak en sê ag nee, dis sommer niks nie. Nee, moenie dit vir my sê nie. Ek is niks. Moet ek myself aanhoudend afbreek as hierdie arme, eensame sondaar wat nie waardig is van God se liefde nie? Is dit nederigheid? Nee, dit is nie nederigheid nie. Kom ons vra, was Jesus minderwaardig gewees? Nee. Het Jesus 'n jammer ek leef houding gehad? Nee. Nee, nederigheid is nie minderwaardigheid nie. Jesus was baie seker van sy waarde. Hy het nie 'n swak selfbeeld gehad nie. 'n Swak selfbeeld is nie nederigheid nie. Is nederigheid om 'n vloerlap te wees en toe te laat dat ander jou misbruik? Nee, Jesus het nie toegelaat dat mense hom misbruik nie. Hy het boundaries in sy lewe ingestel. Hy het altyd in beheer gebly van wat met hom gebeur. Selfs aan die kruis, sê Johannes vir ons in sy evangelie, Jesus het sy eie lewe neergelê, niemand vat dit van hom af weg nie. So, hoe definieer ons nederigheid? Nederigheid is 'n besef dat ek absoluut afhanklik van God is en dat ek niks is sonder God nie. Dis nederigheid. Ek gaan dit weer sê, nederigheid is 'n besef dat ek absoluut afhanklik van God is in alles en dat ek niks is sonder God nie. Dat God die eienaar is van alles en ek is 'n rentmeester wat daarmee toevertrou word. In alles, né? My finansies, my tyd, my talente, my verhoudings, alles. God is die eienaar, ek is 'n rentmeester. God is die koning en ek is die ambassadeur wat hom verteenwoordig op hierdie aarde. Ek is niks in myself nie. Ek het net waarde want God ag my waardevol. God kies my. En in daardie verhouding leef ek nie met 'n ek-gesentreerde fokus nie, maar God-gesentreerd. Alles draai om hom. Ek leef met 'n besef van sy grootheid en my afhanklikheid van hom. Ek roem in hom alleen, soos Dawid in Psalm 34 sê, ek sal net in die Here roem. Dit is nederigheid. Dit is wat ek in Jesus se lewe sien. Jesus het in totale afhanklikheid aan die Vader geleef. Hy sê in Johannes 5, ek doen niks as ek dit nie by die Vader gesien of gehoor het nie. Totale afhanklikheid.
Dis wat ek sien in hierdie aanbiddingstoneel van daardie hemelwesens voor die troon van God. Hulle besef, hulle is niks sonder God nie. Hulle is totaal afhanklik van hom wat op die troon sit. Hy alleen is waardig. Alles wat hulle is as gevolg van die feit dat hulle in sy teenwoordigheid bestaan. En hulle buig, en hulle lê hulle krone voor hom neer. In aanbidding. Hulle waarde lê in hom. Dit is soos ek wat 'n klompie jare terug 'n stokou karretjie by my oupa geërf het. Toyota Corolla. 1973 model of so iets, so stasiewa. Daai karretjie het nie waarde in homself mee gehad toe ek hom geërf het nie. Inteendeel, toe hy éventueel afgeskryf word omdat iemand in my vasgery het, toe betaal die versekering R5.000 uit. Maar vir my was daardie kar waardevol, omdat ek waarde aan hom geheg het as gevolg van my verhouding met my oupa. En ek het daai kar soos 'n Porsche hanteer. Ek het hom gewas en gepolish en gehanteer soos 'n Porsche. Ek het hom gery soos 'n Porsche, alhoewel hy nie soos 'n Porsche wou ry nie. Sy waarde het in my waardering van hom gelê. Hoor julle dit? Sy waarde het in my waardering van hom gelê. Daai kar kan nie nou gaan, omdat ek hom nou so hanteer, kan nie nou gaan rondry asof hy die sous is nie. Hy kan nie nou as hy nou by 'n Porsche verby die Porsche ry en dink hy's beter as die Porsche nie. Hy kan nie trots in homself wees nie, want sonder my is hy dalk R5.000 werd. Hy moet onthou, hy is waardevol. Maar hy's waardevol omdat ek so besluit het. En dit moet maak dat daai karretjie met vrymoedigheid ry, maar nederig verby die Porsche en vir die Porsche sê, how's it? Jy moet 'n lekker dag hê. Nederigheid is om jou waarde te besef in afhanklikheid van God en te besef sonder God is jy niks nie. Alles wat jy is God. Alles wat jy het is God. En dit bly alles altyd God se. En daarom is jy bitter waardevol. Bitter baie waardevol. As jy wil weet hoe waardevol jy is, kyk wat het God betaal vir jou. Want die waarde, die prys van iets, as ek vir jou sê, hierdie tablet kos hy R10.000 werd, so jy gee vir my R10.000, ek gee vir jou die tablet. Dit is gelyke waarde op 'n skaal, R10.000 aan die een kant, tablet aan die ander kant, gelyke waarde. Wat het God vir jou betaal? Jesus, sy eie seun het hy vir jou gegee. Jy's aan die een kant van die skaal, Jesus aan die ander kant. Jy is vir God net soveel werd as wat Jesus vir hom werd is. Glo jy dit? Verstaan jy dit? Dis hoekom jy waardevol is. Nie in jouself nie, omdat God jou waardevol ag. Die teenoorgestelde is hoogmoed. Teenoorgestelde houding van nederigheid is hoogmoed. Hoogmoed is om belangrik in jou eie oë te wees. Hoogmoed is om in jouself te roem. Dit gaan maak dat jy gaan sukkel om te aanbid. Of dit gaan aanbidding teewerk in jou lewe. Jy gaan nie waarlik kan aanbid terwyl jy besig is om jou eie koninkryk te bou nie. Jou eie agenda te jaag nie, jouself op te hef nie, jouself belangriker te maak in jou eie oë nie, jouself met ander te vergelyk en te dink ek is daarom beter as daai ene. Was dit nie wat die einde gebring het aan Lucifer nie, en aan Lucifer se aanbidding nie? Toe hy homself in sy eie oë belangriker begin ag, toe kom hy tot 'n val. Was dit nie die leuen wat hy vir Adam en Eva vertel het nie?
en wat hulle vanuit 'n posisie van nederigheid gevat het na 'n plek van trots en 'n breuk in hulle aanbidding veroorsaak het. Ja, hy het vir hulle gesê, julle kan soos God wees. Julle hoef nie meer in afhanklikheid van God te leef nie, julle kan nou self besluit wat reg is en wat verkeerd is. Julle kan julle eie paadjie bepaal. Julle kan self besluit en hulle het dit geglo en hulle het tot 'n val gekom. Dis steeds die grootste leuen wat die duiwel vir jou gaan vertel. Vir my vertel. Waarmee hy ons gaan versoek. Ek is daarom belangrik. Ek is daarom maar belangrik. Dalk nie die belangrikste nie, maar daarom belangriker as die een hier langs my, vergelyking. Daai vergelykingsspeletjie wat ons speel. Kyk wat kry ons as gemeente reg. Ons is die beste gemeente in die stad. Die ander is almal palukas. Het gebeur nie hier nie, ek weet, dit is in Kimberley so. Kyk hoe lyk my bankbalans. Kyk wat se kar ry ek, kyk waar bly ek. Kyk wat het ek agter my naam, hoor die mooi goed wat die mense oor my sê. Daar's niks fout met 'n kar en 'n mooi huis en so nie, maar wanneer dit begin gaan oor kyk dit is waar ek my waarde kry. Nie by God nie, in hierdie goed, dan is dit 'n probleem. Hoe lyk hierdie posture? Ek, né, bors uit. Ek is so heilig, ek is so nederig. Ek is darm nie soos daai slegte sondaar nie. Ek moet nooit toelaat dat Satan jou oë van God afhaal en op jouself fokus nie. Want dan gaan jy groter raak in jou gedagtes en in jou eie oë en God gaan kleiner word. En dan gaan jy sukkel om te aanbid. Dan gaan jou passie vir aanbidding afneem. En jou postuur gaan verander van so buig voor God, waar jy moet wees, na ek. So met watse postuur leef jy? Dis my vraag aan jou vanoggend. Met watse postuur leef jy? As jy agterkom dat jy wegbeweeg het van die postuur van nederigheid en jou passievolle aanbidding word minder en jy leef nie meer so nie, kyk in God se gesig op jou knieë. Jy het so begin leef, waar jy kyk na ek, kyk na my, en jou aanbidding lê daaronder. Wat doen jy? Ek het gevind, jy moet jou fokus terugdraai na God toe. Jy moet jou fokus wegvat van jouself en jou probleme en jou issues en wie jy is, en jy moet dit terugskuif na God toe. Jy moet jou oë op hom vestig, sodat jy weer sy grootheid kan bevestig, of besef. En soos Jesus homself leeggemaak het van sy heerlikheid en vir ons kom wys het hoe om te leef, so moet jy toelaat dat die Heilige Gees jou leegmaak van die ek. My vrou sê altyd 'n baie lelike ding. Sy sê die ek moet vrek. Ek sal dit met mense nie in 'n kerk sê nie, maar right. Die ek moet vrek. Sodat ek weer my afhanklikheid van God kan besef en met daai postuur van afhanklikheid leef wat aanbidding in my lewe aanwakker. En dit klink dalk nou snaaks, want ek moet my houding verander sodat my passie vir aanbidding kan toeneem, maar ek doen dit juis deur in aanbidding voor God te kom. Dis hoe ek my houding verander, deur in aanbidding voor God te kom. We fall down. We fall down before you, Lord. Wanneer jy sien, jou postuur is nie reg nie, of jy nou so voel of nie partykeer, kom buig voor God. Kom in aanbidding. Maak jouself oop voor God in aanbidding. Sit 'n CD aan in jou huis en begin aanbid. Kom hier by die kerk en aanbid. Aanbid. Dan gaan daai houding begin swaai. Dan gaan jy van hier af begin beweeg na daar.
En dan gaan aanbidding net meer en meer uitloop en jy gaan net al hoe meer daar bly. Kom ons wees net bewus van die Here se teenwoordigheid hier by ons. Hy is hier. Leef jy afhanklik van hom? Leef jy nederig voor hom? Is jy vol van hom? Kom ons maak onsself leeg. Kom ons lê ons krone neer. Want Here, ons wil 'n passie vir aanbidding hê. Ons wil met 'n passie van aanbidding leef. Ons wil hê aanbidding moet uit ons lewe uitvloei. En ons kan dit nie doen as ons met trots lewe. As ons oë op onsself gefokus is, gaan dit nie gebeur nie. Here, hierdie gemeente het 'n hart om 'n passie vir aanbidding te hê. Here, hier's mense vanoggend, hulle wil passievol aanbid. Hulle wil hê aanbidding moet uitvloei, maar Here, kom en help ons dan om by die postuur van aanbidding uit te kom. As ons nie daar is nie. As ons daar is, Here, hou ons daar. Want dis waar ons moet wees.